Ons is nou vandag besig om vir ons groente kweekhuis te bou. Hierdie twee manne wat nou hier staan, dit is nou my twee hoofingenieurs. Dis nou Mafuta hierdie en dis Jaco. Ons plant nou pale. Ons gaan die ding is omtrent so 8 meter lang en 2,4 meter wyd. Dis die agterkant hierdie. Hy kant is die voorkant. Die deur kom daai kant. Nou hierdie pale is so 2 meter uit mekaar uit. Dan gaan hier bolans. Gaan nog 'n paal kom. Ons gaan eers alle pale insit, dan gaan ons hierdie pale almal gelyk afsaag. Dan kom 'n paal bolans, dan maak ons hom dun, toe met dun laatjies en dan word hy 'n drypnet oorgetrek. Nou die drypnet maak nou dat ons eie klimaat hier binnekant kan bewerk en hy hou van die peste en die plaae uit en hy hou die hoenders uit en hy hou baie ander ellendes ook uit. Ons gaan in potte plant of in houers. Hier in die middel kom 'n ry, daar's die kant kom 'n ry en daai kant kom 'n ry. Nou tomaties, komkommer, eie, groentes, al die goed werk baie lekker hierso. So dis nou die agterste paal wat ons nou by hom. Ek gaan net hoe dat twee voorste pale insit, dis die deur en dit is nou eers tot sover toe. Ons gaan nou vir julle wys as die pale afgesaag het, die boste dwars is ingekom en dit gaan nou sommer 'n baie cool kweekhuis hierdie wees. Een paal in, nou gaan ons die ander paal net dieselfde met. Okay, Jaco, jy kan maar so lank begin ingooi. Maar voet hou hom so 'n bietjie die kant toe. Gooi maar. Die pale gaan nou almal reg op selfe hoogte afgesaag raak. Dit gaan sommer 'n baie stewige huis hierdie wees. Ou populierpale wat ons hier in die hande gekry het. Hierdie pale het ons nou alles hier op die plaas bymekaar gemaak. Tot sover toe kos die kweekhuis nou eintlik vir ons nog niks nie. Nou ja, hier is nou by die plek waar ons die pale se levels kry. Ons nou daai lang reiling daar, sit die waterpas op, dan maak ons 'n merkie onder elke keer. Ons gaan regom. En as ons klaar is, gaan ons die pale begin afsaag. Okay, nou hier is ons nou weer by ons greenhouse. Ons het in die tussentyd nou so 'n bietjie aangegaan met hom. Die pale is nou alles op dieselfde hoogte afgesaag en die dwarspale bo is vasgespykerd. Ons het sommer 'n gat bo deurgeboor om te sê so 'n spyker vasgeslaan en ons gaan nog 'n bietjie draad gee. Ons sit ons krosstye in om hom stewig te maak. En julle kan sien ons het nou 'n paar potte ingedra of 'n paar houers. Dis sommer hier blou chemikalie dromme wat ons met deurgesaag het. En daar's 'n baie goeie grond in varkmisgrond, kompos, houtchips. En dit is nou vir die tomaties. Ons het pale ingesit om 'n latere opvloeistelsel te maak. Wanneer ons klaar is met die krosstye, dan gaan ons die dun laatjies opsit. En wanneer die dun laatjies op is, dan kan ons die drypnet oorsit. So ons is nou al by halfpad en hierdie konstruksie kos is op hierdie stadium bitter min geld. Die plankies wat ons nou hier gebruik, dit kom daar van die houtwerkfabriek af, dis eintlik offcuts. So ver. Dit begin nou wel meer na 'n greenhouse lyk. As die kamera nou net so omgaan om daar van vooraf afneem, dan kan 'n mens nou al baie mooi sien hoe gaan hy lyk. Okay, nou hier is nou aan die voorkant van die greenhouse, hier is die deur. As die deur inkom, hier die kant kom net, daai kant kom net. Hier in die middel is nou 'n ry houers af. Ons gaan langs die kant nog 'n ry sit en die kant gaan ons ook 'n ry sit. Daar agter is twee groot kratte. Daar gaan ons nou goed soos tomaties en eie en goed wat onder die grond groei. Gaan ons daar sit. Hier is ons nou al so 'n besproeiingspypie aangelê net om die besigheid klam te hou want dit is taamlik warm hier so. Ek hoop julle kan nou uitmaak hoe gaan die ding lyk. Maar dis nie sommer so 'n greenhouse nie. Wanneer ons nou net oor het, dan kan ons eie klimaat hier in die binnekant bewerk en ons kan ons seisoen so 'n bietjie langer maak. Hier by ons raak dit baie koud. So dis eintlik goed as 'n ou so 'n ekstra maand by het vir jou groente. Nou ja, volgens is die dun laatjies wat kom. Okay, hier is ons nou besig om die mainframe met dun paaltjies toe te maak. Hier kom nou
4 is nou bo op die dak en hier langs die kant kom 2. Kyk, ou moet so min skade wees as moontlik. So daar is nou besig met die middelste ene, daar kom er nog een onder. En dan is amper op die plek, dus kan jy net oorsit. Wanneer ons die net oorgesit, gaan ons met baaltou en 'n seilnaald aan die paadjies vaswerk, dat die net geen beweging van geen aard het nie. Nou ja, dan sommer nog hierdie klomp offcuts vir droppers ook vir iemand wat wil 'n skaap kan bou. En dis hy, sover. Okay, hier is ons nou op die plek waar ons kan ons net oortrek. Hier is ons kweekhuis mynframe is nou klaar. Latte is op, pale is geplant, alles is nou reg vir die net. Sommer 'n lekker stewige besigheid. Daar agter het die manne nou al die net oorgegooi. Ons gaan hom nou so stadig gaan begin oortrek. Nou kyk, die net gaan ons nou oortrek en dan gaan ons hom vasstek met groot kop spykers aan die houtpale vas en dan gaan ons die hele net aan die houtpale vaswerk met baaltou. Maar kyk, die net mag geen beweging op hulle die wind so min as moontlik vat plek hê, want daar waar hy begin roer, skeur die wind hom later oop. So dis nou sover, ons gaan op die net oortrek en styf trek en vastrek en dan gaan ons hom vasstiets. Ons nou vir julle wys hoe ons daar kom. Julle kan maar oplig. Jaco, jy's amper daar. Maar goed. Streep in die middel lang. Hy moet presies in die middel van die op die ding se rug langs loop. So haas. Kyk so. Chrissy, ja? Kijk, daar rechtboog aan jou kop is so naar. Hy moet precies in die middel van die pad. Ek het net gou help. Kyk jy so op elke paal se kop. Moet ons nou 'n klanknyl inslaan. Hierdie kant, maar ons moet nou styf trek. So manne binne moet nou kyk dat hy ja. Dat we hier op een paaskamer zitten, dat is terug. Ja. Ja, je moet je laatste terug, want ik heb het klaar vast kan doen. Trek. Net vaste werk aan die dwarspaaltjies, aan die pale. Ons doen dit, laat kyk, jy moet so min as moontlik beweging wees. Maar voete, hoe gou die naald hier by die kamera, ons kan sien, ons het hom self gemaak. Haar steek hy hom nou deur. Jy kan sommer jou broek se naadloop toewerk as hy stukkend is. Die net moet so min as moontlik beweging hê vir die wind. En so werk ons nou oral in alle pale vas. En dan is dit sommer 'n baie lekker stewige besigheid. Dis 'n drypnet hierdie, hy laat baie lig deur. En daar ver is Jaco nou besig. Dis 'n ou soort tamatie wat ons hier by 'n boer gekry het hieronder. Dis 'n groot vleistamatie. En dan hierdie planterbokse wat julle hier sien, dit is nou self gemaak. Die planterbokse, dit is vir ou kratplanke gemaak, is baie stewige planterbokse. En die grond wat ons hier in het ons nou, dis kompos en swart grond wat ons deur mekaar gemaak het, baie goeie grond. Nou kyk, as ons die tomaties plant, dan gooi ons epsosout by en ons gooi piesangwater by. Dit bring die pH van die grond tot so by omtrent 5. Tomaties nat maak moet piesangskilwater. Nou, dis piesangskille wat 'n mens in die water sit. Hulle gee potassium aan die grond en hulle stel die pH van die grond ook reg. En dan gaan ons so 'n bietjie epsosout ook gee, so 'n teelepel by elke plant. Dit is vir magnesium. So as nou hierdie plante gaan ons nou dophou soos ons nou aangaan. Ons hoop net nie ons greenhouses te plat nie, want hulle groei sommer massief. Brandnetel is eintlik 'n baie goeie ding. Ons plant hulle sommer saam met die tomaties of as hulle opslaan los as hulle, want die plantluise klim op
op die brandnetels en dan los hulle outomaties uit. Ons gaan nou nog later vir julle wys hoe mense roes en allerlei goed op die tomaties bestuur met op 'n organiese manier sonder om chemische goed te spuit. So dis nou sover, julle kan sien ons greenhouse is nou eintlik klaar. Hy het baie mooi uitgekom en dit is eintlik baie goedkoop. Hierdie greenhouse soos hy nou hier staan, die geld wat ons nou moes uithaal sover is seker so R900. Ons is so gelukkig dat die pale het ons hier op die plaas bymekaar gemaak, die planterbokse het ons self gebou van afvalkratplanke en hierdie chemikalie dromme, die het ons kry, dis nou goed wat op die plaas aankom en as die drom leeg is daar nie ander werk vir hom nie, so ons gebruik hom nou maar weer. So hy gaan lekker aan met die vaswerk van die net. En as jy nou in die greenhouse kyk, hy is nou 2,4 meter wyd en 8 meter lang. Nou ons kan nou, hoe sê hulle in Engels, hy is modulair. Ons kan nou nog 'n ry pale plant 2,4 meter weg. En dan kan ons hom aanbou en ons kan miskien nog 'n slag aanbou en ons kan nog 'n slag aanbou en elke keer raak die koste minder soos hom kan aanbou. So ek dink dit is nou ons kweekhuis, hy het baie mooi gekom en ons leer nou so op hoogte hou soos aangaan.